Kykers, welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Julle gaan vir 'n slag by my op die Blitz Fokus bank sit, terwyl ons gesels met Desmarius Hanse, 'n kollega hier by MyZone, wat vir ons gaan vertel tot sy reis en hoekom hy gekies het om in die mediabedryf in te gaan. Ons gesels dan ook met François oor die nuus. Ons gaan 'n bietjie in die Amerikaanse nuus en die Suid-Afrikaanse nuus saam met die Namibiese nuus in. So bly definitief ingeskakel om seker te maak jy mis nie uit nie. En dan gaan ons gesels oor 'n baie interessante boek en 'n baie interessante liedjie. Maak seker julle bly ingeskakel om nie hierdie week se episode van Blitz Fokus te mis nie. Ons sien julle dan net hierna vir Wat's Nuut. Kykers, welkom by hierdie week se episode van Wat's Nuut. Ek het vir François Pretorius by my op die Blitz Fokus bank. Ek vat vir 'n slag leiding van 'n episode. Ek is baie opgewonde om hier te wees. François, hoe gaan dit met jou vandag? Wel, dit gaan goed met my vandag, Annemarie. En soos jy gesê het, jy vat 'n bietjie leiding vir die episode. Ek is bly om 'n bietjie rustig te wees aan die ander kant van die bank. Ja, ek dink ons het lekker baie om oor te gesels. Ek het vir François gesê toe ons hierdie episode begin het, ek wil bietjie fokus op popculture die week, man. Ek is in die middel van my eksamens en een van my modules snaaks genoeg is media and popular culture. Okay. Ja, so ek het gedink ons kan 'n bietjie uitbrei die week. Ek dink ons gaan begin in die FSA, waar daar altyd exciting dinge aan die gang is. Nie altyd sulke goeie goed nie, maar daarom altyd opwindende goed. The Dancing with the Stars, soos jy weet, is een van my favorites. Hulle het hulle Halloween episode die week. En 'n verskriklike interessante cast wat hulle daar in die gang het. Ek weet nie hoe gekend jy is met die Amerikaanse popculture nie. Nie baie nie, maar vertel my meer. So hulle het hulle het regtig soos 'n star-studded line-up hierdie jaar. Van die fan favorites weet ek, een van my gunsteling influencers, ek dink ek het al genoem, soos op Blitz Fokus, Alex Earl, is een van die top influencers in Amerika op hierdie stadium. Sy is 'n contestant, sy dans saam met Welch Merkowski. Dan het ons vir Zac Efron se boetie, Dylan Efron, wat 'n contestant is, wat ietsie is vir die oog ook, altyd lekker om te kyk. Ek het eers gehoor dat 'n jonger broer nie, so dis interessante nuus vir my. Hy's apparently iets soos 4 jaar jonger, 3 of 4 jaar jonger as Zac, wat crazy is, want soos ons almal ken vir Zac Efron, ons almal ken High School Musicals, ons almal het daai goed al gekyk, maar soos dan vind jy nou sulke onderlangse goed uit van soos hulle siblings wat half mini-celebrities is, as mens dit so kan stel. Ja. En dan my all-time gunsteling contestant op Dancing with the Stars, en dis nou, hy is hierdie jaar daar, is Robert Owen, wat Steve Owen se seun is. Ek wou nou jy sê daai naam klink bekend. Ja, so very exciting stuff. Ek kan nie wag om te sien wat hulle uittrek vir die Halloween episode nie. Ek is eintlik geïnteresseerd want ek self wonder nou, gaan hy met diere dans? Kyk, hulle het soos toe hulle personality, soos om hulle persoonlikheid uit te beeld dans gedoen het, was dit eintlik so cute geweest, want hy het 'n hele safari pakkie aangetrek en vir Disney Night het hulle op Zootopia gedans, want sy pa was natuurlik het die Australia Zoo gehad en hy het dit nou oorgeneem by sy pa. So toe het hy op 'n Zootopia liedjie gedans vir Disney Night toe dit die tema was so 'n paar weke terug. En hy lewe regtig net, hy voel vir my soos die mees genuine mens. Nou ons ken hom nie in regte lewe nie, so ons sal nou nooit kan sê hoe hy eintlik is en so nie, maar ek love net sy persoonlikheid, of wat ek sien aanlyn en op TV van sy persoonlikheid. Hy is so 'n sweet mens. Hy het vir sy partner, die meisie saam met wie hy dans, daar's 'n wallaby, wat mos nou een van Australië se nasionale diere is, gebore in die dieretuin in die tyd wat hy nou by Dancing with the Stars was, en hy het toe nou hierdie wallaby na sy Dancing with the Stars partner vernoem. So hy is net, hy's baie sweet, en ek moes net daaroor praat, want dit is soos, ek dink, soos dis iets wat relevant is tot die jeug, want ek dink ons almal is so geïnteresseerd, want dis maar al wat ons sien op TikTok en wat ons kyk op TV en so, en ek wou net 'n bietjie lig opskyn, want ek love dit om oor sulke goed te praat. Dit is my gunsteling. Maar nou uit nuuskierigheid, sou jy ooit deelneem? Kyk, ek hou daarvan om te sê ek het ritme soos 'n baksteen. Ek is nie gebou om te dans nie. Ek het snaaks genoeg ballet gedoen vir 'n klompie jare en modern dancing gedoen vir 'n klompie jare, maar nou, as jy vir my op 'n dansvloer sit, kan ek nie, my lyf wil nie beweeg soos wat hy moet nie. Dis baie snaaks eintlik. Ja, en jy? Glad nie.
Oor soos die aandag of goed, of soos oor die feit dat dit dans is. Ek is nie gebou om te dans nie. Soos jy gesê het, ritme van 'n baksteen. Ja. Alhoewel, ek dink julle sou goed doen met lang arm. Ja, maar sien langarm, ek dink nie word getel as 'n ballroom styl nie. Ek dink definitief dit moet van Ek meen, die hele Afrika dans langarm as jy daaraan dink. Soos Ja. al die Afrika lande is dit 'n bekende dansstyl, maar dis nou nie 'n aanvaarbare ballroom, dis nou nie jazz of 'n ek tango nie. meen, dit vat net een danser om te gaan en om te laat sien. Ja. So as jy daaraan dink. Ek weet nie, Dancing with the Stars, as julle dit sien. Ek is oop, ek is hier. As julle my dalk wil uitvlieg vir 'n episode of 2, ek sal nie omgee nie. Kyk, maar nou dink ek is ons eers klaar met die internasionale die opwindende goedjies vir my. Ek wil by jou hoor, wat dink jy van die feit dat die regering 663 miljoen Namibiese dollar beskikbaar gestel het vir studiegelde en registrasiefooie vir die eerste kwartaal van 2026? Dit is nie genoeg nie. Dink jy nie so nie? Ek dink dis so nie, want onthou, almal praat altyd van hoe duur jou universiteit en jou goed soos dit is, nee. Nou as jy daaraan moet dink, die hoeveelhede honderde studente wat hulle vat en hoeveelhede verskillende vakke en module wat hulle aanbied en alles, ek dink regtig nie daai nommers sal baie, ek dink net nie dis hoog genoeg nie. As jy daaraan dink. Veral omdat dit ook voel ek by alle openbare soos publieke universiteite is. Dis vir jou UNAMs en vir jou NUSTs en vir dis nie soos daai universiteit het 'n ongelooflike nommer studente. Soos ek weet, ek swat by UNAM en ek weet hoeveel studente ons by UNAM is. En dit is verskriklik baie en ek het my ek weet nie of dit veilig is om te sê noodwendig nie, maar ek het maar my kind of reservations oor die hele free studies ding, maar ek is opgewonde om te sien wat nou weer daarmee doen. Ja, kyk, wat ek sou sê, dis nogals nice van aan die een kant, dis 'n manier om te help hy wat dit nie kan self doen nie. Ja. Dis daar is dit ook goed aan die een kant, maar ook dis soos ons in die verlede gesê het, ons hieroor begin praat het, dit is iets wat baie versigtig moet beplan word. Ja. Ja, kyk en ek dink ja, dit kan baie kontroversieel raak. Ek wil nie te diep daarin gaan nie, want ek dink dit kan baie kontroversieel raak as mense te diep daaroor begin gesels, maar ek hoop dit realiseer. Ek dink dit sal daar is so baie studente in Namibië wat nie kom studeer nie omdat hulle nie dit kan bekostig nie. En dit gaan nie net eers oor 'n dokter, jy moet 'n dokter of 'n prokureur word nie. Selfs mense soos ek wat media en kommunikasie doen, dis nie noodwendig 'n verskriklike duur graad nie vir my nie. Maar daar is mense vir wie selfs die geld wat ek voel, okay, dis eintlik nie so duur vir my studies nie, vir wie dit ook onbekostigbaar is. So ek hoop regtig daar kan iets daar uitkom en dat dit kan realiseer. Ja, nee, ek sê hom saam. Praat van studente en alles. Jy was tog onlangs in Swakop, né? Nee? Ja, ek het 'n bietjie tyd in Swakop spandeer die afgelope naweek. Nou, praat van Swakop. Ek het so 'n interessante dingetjie uitgevind, né? Nee? Nou in Walvis Bay, die Flamingo Sekondêre Skool het toe 'n eksamenvoedselinsameling gehou wat deur die onderwysers in die gemeenskap geondersteun is, waar hulle nou seker gemaak het dat die kinders kos kry voor hulle eksamen skryf. Okay. Het jy dalk daai kant iets gesien? Ek was nie in Walvis gewees noodwendig soos regtig nie. En ek was oor 'n naweek daar, so ek was nie regtig by die skole betrokke of so nie. Maar ek dink die inisiatief is verskriklik goed. Ek weet hoe belangrik dit vir my is om te eet voordat ek eksamen skryf en ek dink jy kan dieselfde sê soos niemand wil op 'n leë maag eksamen gaan skryf. Jy sukkel om te fokus en alles, veral as 'n kind. So ek voel dit is 'n baie goeie inisiatief wat hulle geneem het, veral met die gemeenskap wat ook ingekom het. Ja. Want gewoonlik sien jy dat onderwysers sukkel om iets te gedoen te kry vir die skool. So ek is nogals baie bly om te sien dat die gemeenskap opgestaan het en deelgeneem het en al daai. Ja, en dan natuurlik wil ek wil oorskuif van ons buurland. Okay. Ons was nou al in Amerika gewees vanoggend en ons was nou al bietjie in Namibië. So, soos jy weet, hier waar ons is, die publisering van matriekuitslae is baie belangrik. Veral vir ons, veral as MyZone, ons het ons exam results en. In Suid-Afrika op die oomblik is die saak waarin die meriete van die weerhouding of publisering van matriekuitslae in koerante en op ander platforms onder die loep kom, word Maandag en Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria gehoor.
So hulle ja, hulle voel dat half ek wil sê die keuse wat gemaak word oor wie se resultate word gepubliseer in die sin nie 100% regverdig is nie. Ja. En dat die meriete waarop daai keuses gemaak word ondersoek moet word. So daai saak word nou vandag en môre in die gister en eergister in die Hooggeregshof gehoor om half daai publisering van matriekuitslae en so te heroorweeg en dan die struktuur daarvan vorentoe te heroorweeg vir Suid-Afrika. Ja nee, ek kan so dink want as jy daaraan dink, wat is die keuses wat is die meriete waarop gekies het, wie gaan uitgestel word en wie gaan nie uitgestel word? Dit moet half 'n ding wees van soos wat ons dit baie keer hier doen waar almal se goed, soos jy kies jou top presteerders en dan maar almal se goed is op een of ander platform beskikbaar. Ja. Want ek weet ons het 'n lang lys wat ons publiseer met almal se studentenommer en uitslae. Ja. En ek dink dit is baie belangrik want hoe jy sit dalk nou in 'n skool wat nie gepubliseer word nie, maar jy is hierdie top presteerder met jou 98% en mense wat minder goed gedoen het as jy word gepubliseer as gevolg van die skool waarin hulle is. Ja, nee, ek stem saam met jou daar. Ja, en dan nog iets interessant wat in Suid-Afrika gebeur het gister. Dit was eintlik ek weet nie of mense kan sê dis interessant of snaaks nie, maar so ek kom natuurlik van Kempton Park af. Ja. Oosrand in Suid-Afrika. Ja. En Alberton is baie naby aan daar waar ek groot geword het en daar gister 'n studentevlieënier en sy instrukteur deur die kafeteria muur by Hoërskool Alberton gevlieg. Wag eers. Het jy iemand seer gekry? Dit klink op hierdie stadium nie so nie. En hulle twee is ook ongedeerd. Die instrukteur en die vlieënier self is ook ongedeerd uit die ongeluk uit, klink dit vir my. Okay, dis goeie nuus ten minste. Maar nou deur 'n muur? Hoe het jou by waar het hulle gevlieg? Ek weet ook nie wat gebeur het nie, maar Fransjo, voordat ons te veel in die storie inraak, want ek weet ek en jy kan gesels vir ure. Ons is ongelukkig op die einde van ons wat se nuut segment. Ek wil net hierdie tyd gebruik. Ek weet ons is nou by Suid-Afrika, ons is in Suid-Afrika en daar het nou ongelukkig iets baie hartseer gebeur in Suid-Afrika die naweek. Annika de Beer, die geliefkoeste weeraanbieder van ontbytsake, is ongelukkig hierdie naweek die 26ste Oktober na haar 5 jaar stryd gesondheidsstryd oorlede. So ek dink net van Blitsfokus se kant af en van die hele Afrikaanse nuusgemeenskap af. Wil ons net ons gebede en gedagtes uitstuur na haar ouers en haar familie en haar man toe. Want ek dink dit is iets wat verskriklik hartseer is om op so jong ouderdom dan nou jou lewe te verloor aan 'n siekte soos kanker. So ja, hartseer noot om op af te sluit, maar ek het net ek en Fransjo se kant af ons gebede en ons gedagtes is by Annika de Beer se familie en gesin op hierdie stadium. Kykers, dit is dan al die tyd wat ons het vir Wat's Nuut vandag. Ons sien julle net hierna vir 'n onderhoud met Desmarius Hansen, een van ons kollegas hier by MyZone. Kykers, welkom terug by nog 'n episode van Blitsfokus. En vandag het ek vir Desmarius Hansen by my op die bank. Desmarius, hoe gaan dit met jou vandag? Goed, dink jy nou maar, gaan dit met jou? Dit gaan goed. Ek dink ons is altyd baie besig. Ons is, ja. So vir die van julle wat nie weet nie, Desmarius is een van my kollegas hier by MyZone. Ons sien mekaar dag in en dag uit, so dis bietjie snaaks om so formeel met mekaar te moet gesels. Dit is. Desmarius, so vertel ons bietjie meer van jou rol by MyZone. Wat is dit wat jy doen? Wat is ek wil nie sê jou job description nie, want ons het nie eintlik so iets nie. Maar wat is dit wat jy doen hierso? So ek is 'n joernalis, so ek skryf stories en ek het ook my eie show, Active Kids. Maar ek en jy ook. Active Kids. That takes up most of our day. Dit maak ons, ja, this is ons favorite show. And ja, journalist, presenter, and yeah, that's all. And sports coverage also. Ja, ons doen baie van dit. Baie van dit. Die Blitsfokus mense weet nou al dat as daar sport is, dan is dit waaroor ek praat want dis my favourite. Ja. Maar vertel eers vir my 'n bietjie so ons weet nou jy is 'n joernalis, jy skryf stories, jy het jou eie TV-program, dis baie. So wat sou jy sê is op hierdie stadium jou gunsteling deel van wat jy doen by MyZone? So toe gekom het ek het niks van sport gehou nie. Like
toe ek 'n sportkode gegee is, ek kon nie die atmosfeer like opereer nie, maar nou it's like it's the only thing that I look forward to. Okay. Sports, yeah. So I feel like vir my op die stadium sports is die beste vir my. My gunsteling tasks om te voltooi. En dan ons het obviously nou al baie verskillende sportsoorte van tennis tot rugby tot cricket tot so wat was nou nog jou gunsteling sport die jaar wat jy gecover het, waarop ons coverage gegee het? Ek dink die Region 5. Regtig? Ja, verskillende sports en like verskillende mense, kultuur, like there was baie it was just a variety Ja, of 'n bietjie cultures. ietsie van alles. Maar dit Bietjie was van baie alles. besig. Dit was baie besig. So, okay. Buite die feit dat jy nou by MyZone werk en jy het jou TV-program en jy's 'n ster. You are shining. Wil ek by jou hoor, hoe balanseer jy want ek weet jy's 'n student ook, jy's besig om te swat. Ons sal nou 'n bietjie meer praat oor wat en hoekom, maar hoe half balanseer jy jou studentelewe met jou sosiale lewe, met jou persoonlike lewe, met jou werkslewe? Ek dink daar's nie 'n eenvoudige antwoord vir dit nie, maar hoe ek dit bedoel is, ek gee myself kans om asem te haal. Okay. So even in die middel van like probleme en al dit, ek sal my tyd vat om net my lewe te geniet. As ek wil myself 'n koek pak, dan pak ek 'n koek. While my life is like legit falling apart. Dumpster fire. Ja. Maar as jy 'n koek wil bak, dan Dan maak sal jy ek 'n koek pak. Okay. So ek dink dit is my coping mechanism. Okay, so half net Ja. om vir jouself klein Ja. breathers te gee en Ja. Okay, en nou kom ons by die interessante deel. Wat's wat jy en waar en hoekom? So ek is 'n student by Namibia University of Science and Technology. Ek doen 'n bachelor's degree in communications. So daar is nou jy kan marketing doen, journalism, PR, dis baie breed. So ek dink dis hoekom ek dit gevat het. Van jy kan dan alles doen met dit. So maar ek wil nou communications wil ek in marketing specialize. Okay. So ja, ek is 'n student by NUST. Dis baie lekker. Bietjie so jy sê jy wil in marketing specialize. Bietjie meer digital marketing, bietjie meer person-on-person marketing, soos wat is jou interest daar? Ek dink digital. Van mense sê daar's baie O, geld is. natuurlik. En dan wat het jou half tot daai besef laat kom? Want ek weet ook as soos mense van ons ouderdom, ons is baie jonk nog. Ek het nie geweet wat ek wil doen totdat ek iets van alles gedoen het en agtergekom het soos okay, hierdie is dit vir my nie. So hoe het jy half tot die besef gekom dat bemarking is waarin jy wil ingaan? Ek het baie gehou van skryf. Toe ek jong was. Ek het alles geskryf. Ek het kort stukke geskryf, ek het lang stukke geskryf. Even as dit sin maak nie. So I wanted to figure out of ek wil uitgevind het hoe ek kan geld met dit maak. So I also had a passion for communication. Ek kon met mense, ek kon met alle ouderdomme 'n connection bou. Okay. Met kinders, met tieners, met ou mense. So ek het 'n baie kleurvolle personality gehad. So I wanted to see how I can make money off of it. Okay. Just to make my talent waardevol. Ja, om jy soos half Ja. lucrative te maak, om jou Lucrative te talent maak, lucrative ja. te maak. So Nee, ja. ek verstaan dit en ek dink ook dit is iets wat baie mense dink as jy kan net in rigtings ingaan wat vir jou geld maak en ek dink met die Career WX wat ons ook nou 'n tydjie terug gehad het ons soos half lig daarop geskyn dat dit nie altyd noodwendig tradisioneel hoef te wees om geld te maak nie. Ek bedoel ons het influencers gehad, ons het mense in die creative industry gehad, selfs vocational mense wat ons ingekry het. So nou wil ek bietjie by jou hoor op skool en toe jy jonger was. Hoe het jy half jou pad gevind tot waar jy vandag is? Vertel ons bietjie meer van jou en waar jy vandaan kom. So ek kom van Swakopmund af, ek is van die kus af. Ek is in die kus gebore en die kus groot geraak. My paadjie na universiteit of like tot Nee, jy werk? kan vertel van jongs af tot werk, tot universiteit. Ons wil alles weet. Okay, so ek was 'n baie, hoe kan ek sê, nuuskierige kind. Ook baie stout. So ek wil altyd uitgevind het, hoekom is die ding so? Hoekom is dit nie so nie? Hoekom moet dit so werk?
And it led me to so many different answers. Wat nog vir my vrae bou. Ja. So, ek was baie nuuskierig. Ek wil eintlik uitgevind het hoekom is die ding so, hoekom moet dit so wees? En it was ook baie, hoe kan ek sê, it was ook baie dramatic in school. Okay. So ek het in school plays geoefen, ek was in 'n school choir, ek was in spelling bees, it was 'n everywhere. kultuurkind, ja. Ja. 'n culture child. Yeah, a culture child. En in universiteit het dit bietjie stil geword. Okay. Ek het die in like society clubs gejoin nie. Ek het meer nou my studies ander gegee. And like Okay. just like tone down the whole dramatic persona. Okay. So yeah, that's my story. Is dit jou storie? Yeah, kort en sweet. Kyk, net die een ding wat ek dink ons op Blitz Fokus doen is ons hou daarvan om kultuurkinders te celebrate. Want dit voel vir my die kultuurkinders kry nie altyd die aandag wat hulle moet nie, omdat dit nie sport is nie. Hy's nou nie 'n rugby speler nie, so hy's nou nie belangrik genoeg nie en ek dink hier probeer ons regtig om dit soos half te celebrate. So as jy soos half terugkyk op daai dae, is daar soos 'n spesifieke oomblik wat vir jou uitstaan wat jy is soos hierdie sal my hele lewe lank bybly, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek dink dit was die tyd in hoërskool waar ek gesing het, as dit sin maak. Like in ons klas as die onderwyser nie daar is, dan sal ek net like begin sing en die kinders sal like, nee, sing vir ons. Even as ek die lus het om te sing, hulle sal nie, sing vir ons, dis maar, jy sing baie mooi. So, and I used to like sing in class, just like howling in class. Doing your thing. Just doing my thing. So I feel like that's one of the moments that I'll never forget, of nooit sal vergeet hier in hoërskool. Okay, en dan Ja. laastens, want ons tyd raak nou bietjie min. Het jy enige woorde van advies vir nog kinders soos jy? Kinders wat nuuskierig is, kinders wat in kultuur belangstel, dramatiese kinders, daai kinders wat nie eintlik weet hoe om al daai dinge te balanseer nie. Het jy enige words of advice? Yeah, can I say, although it's like oversaid, it will say, wees yourself, be yourself. As jy wil iets doen dit. Moenie na ander mense kyk, moenie na jou ouers kyk, moenie na jou suster kyk, moenie na jou broer kyk, because aan die einde van die dag, dit sal net jy wees in jou lewe. So, doen wat jy bly maak. Dis al. Dankie, Anna. Dankie vir jou, Desmarius. Ek wou nou sê, kykers, dis al die tyd wat ons het. Ek wens ek en Desmarius het ure gehad om met mekaar te sit en gesels. Ek dink daar is so baie waaroor ons kan gesels, maar ons wil net vir jou sê, soos baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy hier saam met ons was en dan bly ingeskakel om te sien wat is ons boek en ons liedjie vir hierdie week. Ons sien julle net hierna. Welkom by Nuut op die Rak, 'n plek waar ink en denke saamvloei. Uit elke boek 'n geheime wêreld. Sit terug met jou koppie koffie of jou tee en laat die stilte van die bladsye jou omvou. En kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se storie en verhaal. In vandag se Nuut op die Rak gesels ons oor From Pauper to Warrior Princess by Dylan Shariah. From Pauper to Warrior Princess deur Dylan Shariah is 'n literêre reis deur die skaduwees van lyding na die lig van genesing en geestelike triomf. In die fluisteringe van haar herinneringe en die sagte ritme van haar gedigte ontbloot Shariah 'n lewe van uitdagings, verlies en uiteindelik selfontdekking. Deur die plekke van refleksie en introspeksie uit te brei, nooi sy die leser uit om hul eie innerlike landskappe te betree, hul pyn te erken en die betekenis van elke seerlike oomblik te bespeer. As die oudste van 3 susters, dra sy nie net haar eie verhaal nie, maar weef dit in 'n groter narratief van vroulike krag, selfvertroue en die oortuigende gevoel dat elke lewenspad, hoe onseker ook al, deel is van goddelike patroon. Hierdie boek is nie net 'n verhaal nie, dis 'n stille gids vir genesing, 'n uitnodiging om diself te begryp en die diepere doel van bestaan
te ontdek. Dames en here, hierdie boek vat jou op 'n ware geestelike reis en daar's niks waarvan ek so baie hou soos 'n gediggieboek en 'n boek waaroor jy kan leer oor nie net die skrywer nie, maar oor jouself ook. Maar so sluit ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die rak. Mag die woorde wat jy vandag gehoor het by jou spook in jou gedagtes soos die laaste lig oor die biblioteek val. Ons sien julle net hierna vir voor in die koor. Welkom kykers by Voor in die Koor, 'n plek waar die skaduwees van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in nie net die gevoel nie, maar die betekenis agter musiek in. En ons leer bietjie meer oor musikante en dit wat dit van hulle geverg het om 'n liedere te skryf. Terwyl die tyd stadig verbyglip en elke noot sy verhaal fluister. Vandag vir Voor in die Koor gaan ons oor Ou Liefde deur Lia en Sensasie praat. Ou Liefde deur Lia en Sensasie roep 'n gevoel van verlore tyd en stil hartseer op. Soos 'n herinnering wat stadig tussen die bladsye van vergange dagboek flikker. Lia se deernisvolle stem verweef met Sensasie se gedempte ritmes, skep 'n klanklandskap van nostalgie waar verlange en spyt soos skaduwees deur die hart sluip. Die lirieke vertel van 'n liefde wat eens intens en allesomvattend was, maar wat uiteindelik in die stiltes van die verlede verdwyn het. 'n ode aan oomblikke wat nooit weer sal terugkeer nie. Die lied laat 'n melankoliese warmte agter, 'n refleksie op vergange vreugde en pyn, en herinner luisteraars daaraan dat herinneringe aan liefde soms skoon, soms seer, maar altyd onvermydelik is. Dankie dat julle saam met ons deur die skaduwees van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte, laat die notas nog naby jou hart weer klink en kom terug volgende week om weer oor 'n baie interessante liedjie te hoor. Dames en here, kykers, dit was dan nou dit gewees vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. Ek het dit verskriklik geniet om weer bietjie op die Blitz Fokus bank te sit, om vir Franswa aan die ander kant van die bank te hê en bietjie te kon gesels oor die nuus, en dan natuurlik Desmarius Hanse, een van my beste vriende by MyZone en een van my gunsteling kollegas, net bietjie te gesels oor sy reis in die mediabedryf en wat hom laat kies het om deel te raak hiervan. Ons hoop julle het hierdie episode so baie geniet soos wat ons het, en ons sien julle dan volgende week vir nog 'n episode van Blitz Fokus.